Goeiedag, ek is Gerard van die Kerk, saam met jou op reis met die Bybel in 1 jaar span deur die Bybel. Ons lees vandag Lukas 17 vers 11 tot 19. En hier word die verhaal vertel van die 10 melaatses wat genees word, maar net een, 'n Samaritaan, keer terug om vir Jesus dankie te sê. Nou, vir my sê die deel dat ware geloof erken God se genade en dit lei tot dankbaarheid. En baie mense, alle mense ervaar God se goedheid, maar so min gee die eer aan hom. Jesus soek nie net fisiese veranderinge in ons nie, 'n gesonde liggaam en dit nie. Hy soek geestelike vernuwing, 'n geloof wat hom eer en in 'n verhouding met hom staan. Net so 'n paar gedagtes rondom die teksgedeelte. Ons sien hier 10 melaatses, en melaatses moes eenkant woon in daardie tyd, van gesonde mense geskei, en wanneer gesonde mense of ander mense in hulle omgewing kom, moes die melaatses baie hard uitroep, onrein, onrein, om so te keer dat die siekte versprei. En natuurlik was dit hulle praktyke ook gewees dat slegs 'n priester 'n melaatse weer rein kon verklaar, indien so 'n persoon in uitsonderlike gevalle sou genees. Nou hier is 10 melaatses wat uitroep na Jesus vir ontferming. So daar's vir my 'n teken van geloof. Hulle het gehoor van Jesus, hy kan, en hulle glo hy kan. En Jesus stuur hulle na die priester toe, nog voordat hulle gesond geword het. En hulle gaan in geloof en hoop, en almal word genees terwyl hulle gehoorsaam was op pad na die priesters. En dan sien ons net een keer terug om Jesus te prys en dankie te sê. En die een wat terugkom van alle mense nog is 'n Samaritaan. Ons weet dat Samaritane verag en gehaat was in die Joodse kultuur in daardie tyd. En Lukas bevestig net hier dat God se genade en redding vir alle mense en alle volke bedoel is. Jesus het dit telke male uitgeleef en uitgewys. Maar die Jode het nie teruggekeer, die 9 Jode onder die melaatses het nie teruggekeer nie. Ek neem nou maar aan, hulle was almal Jode. Die Samaritaan het teruggekeer, die uitgesluite vreemdeling, wat werklik hier die ware hart van aanbidding kom tentoonstel, en kom bely dat Jesus self betrokke was by sy genesing. En dit laat my dink aan Romeine 9 vers 25 tot 26, waar die Here sê dat die wat nie my volk was nie, sal ek my volk noem. Dit gee vir ons hoop. Jesus vra dan tereg in verse 17 tot 18, waar is die ander 9? Want Jesus verwag dat daar erkenning en dankbaarheid moet wees. En dit laat my onthou Psalm 103 vers 2 tot 3, waar daar staan, prys die Here en moenie een van sy weldade vergeet nie. Want almal ontvang seën, alle mense, maar almal eer God nie werklik nie, en almal is nie werklik dankbaar teenoor God vir wat hy gedoen het nie. Ons het byvoorbeeld gister ons eerste werklike reën vir hierdie seisoen ontvang. Hoeveel van ons het teruggegaan en die Here geloof en geprys daarvoor, vir sy goedheid, vir sy beheer, vir sy genade. Kom ons dink bietjie daaroor. En dan in vers 19 sê Jesus, jou geloof het jou gered aan die Samaritaan. Hierdie man het meer as net fisiese genesing ontvang, hy het geestelike verlossing beleef. En die woord gered hier in Grieks is die woord sozo, wat ook beteken heel gemaak, verlos. En Efesiërs 2 vers 8 tot 9 sê so mooi, uit genade is julle gered deur geloof. En in Hebreërs 11 vers 6 sien ons, sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. En hierdie Samaritaan se geloof het hom gered, omdat hy God behaag het, deur daardie geloof nie net in sy hart te dra nie, maar ook uit te leef, en in dankbaarheid terug te keer na Jesus. Kom ons oorweeg vandag bidend, en kyk na onsself. Het ek en jy 'n hart van dankbaarheid, of neem ons God se seëninge as vanselfsprekend? Neem ons die tyd om te sien en te erken waar in ons dag
was die Here se genade, het hy voor ons uitgegaan en het hy voorsien. Gee ek eer aan God daardeur, of neem ek die eer vir myself? En dan, is my geloof net vir dit wat God vir my kan doen, of lei dit tot 'n dieper verhouding met hom? En dan, vir ons wat wel 'n verhouding met die Here het, is my geloof so sterk, dat ek reageer soos wat die Here vir my sê, selfs nog voordat ek kan sien wat gebeur, soos wat die geval was met die 10 melaatses. Kom ons onthou, God se genade verdien meer as net 'n dankie. Dit vra 'n lewe van geloof en lof en verhouding. Kom ons maak seker, ek en jy stop nie net vir die seëning nie, maar ons keer terug na die gewer van die seën, die Here van die Here, die Koning van die konings, ons Here Jesus Christus. Mag die Heilige Gees vir my en jou vandag lei en oortuig. Groete en seënwense vir jou.